Kom ons lees nou vandag se gedeelte en dit is dan Matteus steeds hoofstuk 1, nou die tweede helfte van hoofstuk 1. Ons het verlede week begin by Matteus 1, die eerste 17 verse, dit was die geslagsregister. En nou die tweede helfte is 18 tot 25. 18 tot 25. Vers 18, hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot 'n skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken, die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Ons lees dan tot sover saam uit die Heilige Skrif, verse 18 tot 25. Wat ek dink een van die diepste tonele in die Bybel is. Baie oorbekend, maar vir my van die diepste tonele in die Nuwe Testament is hierdie aankondiging van die geboorte van die ewige Seun van God. Dink net vir 'n oomblik die implikasies. Die lang verwagte Messias, wie se koms oor meer as 40 eeue deur God beloof was. Sou hy ooit woord hou, het die Jode later gewonder. Sou ons nie so gewonder het nie. Mense wonder dan vandag, sal hy woord hou oor die wederkoms. Ons presies dieselfde. Ons weet ook nie, sal hy woord hou oor die wederkoms nie. En so het hulle gevoel in die Ou Testament, sal hy woord hou oor die eerste koms. Oor die koms van die Here Jesus in die wêreld. En die antwoord is, hy het woord gehou. En so weet ons, hy gaan ook woord hou met betrekking tot die wederkoms, net tussen hakies. Matteus begin sy beskrywing van 28 hoofstukke, Matteus is 28 hoofstukke, met die geslagsregister wat ons verlede Sondag bestudeer het, om vir ons te wys, soos ons gesien het verlede week, dat Jesus die erfgenaam is van Dawid en Abraham, die een deur wie al God se beloftes vervul sal word. Daarna het ons nou, glo ek, verlede week in redelike diepte gekyk, en ek was so dankbaar oor al die vrae wat ons gekry het, wat ek op die groepie probeer uiteensit het. Baie goeie vrae wat ek eintlik in die preek moes aangespreek het, maar waarvoor daar net eenvoudig nie tyd is om te doen nie. Maar ek is so dankbaar vir daai vrae wat gekom het. Maar nou in hierdie paragraaf, in hierdie gedeelte, wys Matteus vir ons die manier waarop die Here Jesus op die aarde neergekom het. Die manier waarop hy neergekom het, naamlik deur 'n wonderbaarlike, wonderwerkende, maagdelike geboorte, iets wat die mensdom nog nooit voorheen gesien het nie, of van gehoor het nie, en ook nie daarna tot vandag gehoor en gesien het nie. En met 'n naam wat alles verander, naamlik
Jesus, wat presies dieselfde is as die Ou Testamentiese Joshua. Joshua is net Hebreëus, Jesus is Grieks. En dit beteken verlosser of redder. Want, sê vers 21, hy sal sy volk, noem hom Jesus, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Joshua het die Ou Testamentiese volk verlos deur hulle in die beloofde land in te lei. Dit weet ons. Jesus verlos ons nie van 'n fisiese situasie nie, maar van 'n geestelike situasie en lei ons in die beloofde land in die ewige lewe. Matteus begin sy evangeliebeskrywing, hierdie 28 hoofstukke, nie net deur die geslagsregister van Jesus te gee nie, maar hy begin met 'n toneel van groot betekenis. Die geboorte van die Messias is nie net 'n menslike storie nie. Dis nie 'n menslike verhaal nie. Dis ook nie 'n toevallige gebeurtenis nie. Dit is 'n ingrype in die geskiedenis wat net God kan doen. En ek dink ons het 'n paar weke gelede gesê om te dink dat hierdie ingrype in die geskiedenis so geweldig van impak was, dat die hele mensdom, of hulle nou in Jesus glo of nie, almal gebruik die jaartelling 2025. En almal praat van soveel en soveel voor Christus, soveel en soveel na Christus. Hierdie goddelike ingryping het die totale jaartelling verander en bepaal dit tot vandag toe. Dis 'n goddelike ingrype wat plaasgevind het. En hierdie Nuwe Testament van ons is verweef met die Ou Testament op so 'n integrale manier. U sal onthou toe ons Exodus gedoen het, die eerste klompie hoofstukke, het ons die hele tyd gesê, dis Ou Testament, het ons die hele tyd gesê, nou maar goed, hoe wys dit? Jy moet dit tog vra, anders te lees jy die Ou Testament totaal verkeerd. Hoe wys dit nou vorentoe na die vervulling in die Nuwe Testament? Nou is ons by die Nuwe Testament en nou moet ons vra, maar hoe wys dit terug na die Ou Testament? Want die twee is integraal verweef. Dis so jammer dat daar gepraat word van oud en nuut. Dis jammer, want dan dink 'n mens, dit is oud, en omdat dit oud is dit verby, en dis nie vir my nodig nie. Ou en Nuwe Testament is so jammer, dis jammer, want al wat dit eintlik beteken is voor Christus en na Christus. Dis eintlik maar wat dit beteken. Maar dit is so verweef met mekaar, dat Matteus by hierdie begin van sy boek, begin hy reeds om vir ons te wys, hoe dat die Ou Testamentiese konsepte en profesieë, byvoorbeeld Jesaja 7 vers 14, vervul is in Christus. Jesus is die vervulling van die lang verwagte belofte van God. Dit wat hier gebeur is nie net 'n mooi Kersverhaal nie. Dis nie 'n gedeelte wat 'n mens net in die kerk in Desember maande mag lees nie. Jy mag dit ook aan die einde van September lees. Want dit is die spulpunt van die hele Bybel. Dit skanier soos 'n as, 'n wiel om 'n as, skanier alles rondom hierdie gebeurtenis. Alles in die Ou Testament was hiernatoe aangedryf vir hoe lank? 40 eeue. En alles in die Nuwe Testament vloei weer uit dit uit. En daarom moet ons, glo ek, stadig daarna luister. Stadig bedoelende, ons moet ernstig daarna luister. Al is dit vir ons so oorbekend. En ons mag nooit vergeet, en die paragraaf wat ek nou gaan sê, sê ek, terwyl ek omtrent amper nie weet hoe om dit te doen nie, want om te praat, somtyds is dit van 'n kansel af nie moeilik om die werk te doen nie, somtyds is die werk van die kansel af moeilik om te doen, veral as jy oor goed praat wat jy self nie verstaan en weet nie. En dit is wat ek nou gaan sê, is een van dit. En dit is dat ons nie mag vergeet dat die inkarnasie, die vleeswording van die ewige Seun van God, 'n onnaspeurlike misterie is, wat die menslike verstand
nooit kan verstaan nie. En nooit kan deurgrond nie. En kunsmatige intelligensie gaan jou ook nie help om dit te verstaan nie. En niks gaan vir jou help om dit te verstaan of te deurgrond nie. Wanneer 'n mens enigstens daaroor probeer nadink, soos wat ons nou vanmôre hier in die diens gaan probeer doen, as jy daaroor probeer nadink, dan is dit asof jou denke verstar en jou mond net swyg. Ja, ook Maria was 'n nasaad van Dawid, nie net Josef nie. Maria was 'n nasaad van Dawid, sê Lukas vir ons, deur Nathan, Dawid se seun Nathan. En die Here Jesus moes tog net deel wees van haar bloed en van haar been. En tog het die Heilige Gees oor haar gekom en die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, wat van alle ewigheid af is, in haar moeder skoot kom deponeer in 'n ware menslike gestalte. Nou vra ek vir u, hoe moet ek of enige iemand wat op die kansel kom staan, dit met mense kommunikeer? Dis mos nie iets wat jy kan kommunikeer nie. Jy kan nie. Jy moet eerder stil bly. Terwyl Jesus aan die een kant van Maria se bloed en been deel was, kon nie anders nie. Aan die ander kant het die Heilige Gees, ja, die Heilige Gees, het hy die tweede persoon van die drie-enige Godheid binne in haar kom deponeer. Uit die ewigheid uit. In ware menslike gestalte. Die tweede persoon van die Godheid het ware, egte menswees kom byneem, iets wat hy voorheen vanuit die ewigheid voor die skepping en ook na die skepping en dwars deur die Ou Testamentiese tyd nooit besit het nie. Hy het nooit menswees besit nie. Hy het van ewigheid af net 'n goddelike natuur besit. Maar vanaf die oomblik wat die Heilige Gees oor Maria gekom het, het Jesus ook 'n ware menslike natuur en liggaam kom oplaai, kom bylaai, kom byneem. En tog moes hy op 'n of ander manier bloed van Maria se bloed en been van Maria se been wees, en dus die bloedlyn van Dawid waarlik in homself opgeneem het. Maar die denke hieroor, broers en susters, weet 'n mens nie eintlik wat om verder te sê nie. Jy weet nie eintlik wat om verder te sê nie. Die teks begin met die woorde, die geboorte van Jesus Christus was so. So begin hy. En dan teken die teks 'n donker agtergrond waarteen hierdie lig kom skyn. Hier het nou 'n lig begin skyn, maar hy skyn teen 'n donker agtergrond. En die donker agtergrond kom oor 4000 jaar. Sedert die verskriklike ernstige sondeval in Genesis 3, toe die eerste mensepaar uit die tuin uit verdryf is, het die wêreld in duisternis kom lê. Alhoewel God 'n groot belofte daar gemaak het, nog reg daar in die tuin, het God 'n groot belofte kom maak, onmiddellik na afloop van die mense val, het God in Genesis 3:15, het God kom sê, ek sal vyandskap stel tussen jou slang en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. So van die begin af was daar die verwagting van 'n misterieuse manlike figuur, enkelvoud, 'n bevryder, 'n slangvermorselaar wat uit die vrou se saad sou kom. Hierdie spesifieke frase, uit die vrou se saad, breek doelbewus met die gewone menslike verwagting van manlike saad waaruit iemand gebore word. Maar hy sê nee, vrou se saad.
En dit lê die grondslag vir ons vir die feit. En jy sien hoe ver gaan dit terug. Dit lê die grondslag vir die feit dat Christus 'n maagd se kind sou wees, 'n bonatuurlike geboorte. Hierdie belofte van 'n oorwinnaar oor die slang is reeds, kan ons sê, daar in Genesis 3 vers 15 is reeds die eerste stukkie evangelie verkondiging in die skrif. En Matteus kom nou vir ons wys en sê, hoorie, hierdie belofte kom nou met eens letterlik waar na 40 eeue kom dit nou waar. Nie net die sondeval nie, jy kan nie sien die duistere agtergrond, die donker agtergrond, maar dis nie die enigste donker agtergrond nie, daar is ook die geskiedenis van Israel, wat sleg was. Die geskiedenis van Israel het baie bygedra tot hierdie donker agtergrond, want hulle was ontrou dikwels, afgodies. So lyk dit in die Ou Testament tyd. Die wet van Moses wys op sonde, maar niemand kan die wet hou nie. Die priesters moes die offers bring, maar kon nooit die gewete heeltemal reinig nie. Die konings het gefaal, een na die ander, selfs Dawid. Die profete het 'n groot koning voorspel wat kom regverdige spruit uit Dawid se huis. En hulle het soos Jesaja verwys na 'n maagd wat 'n seun sou baar. Matteus sê dit is in Jesus vervul. Dis in Jesus vervul. Dis die agtergrond. Teen hierdie donker agtergrond lees ons nou skielik. Maria, sy moeder, was verloof aan Josef, maar voordat hulle liggaamlik saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Waarom lê Matteus so baie klem op die feit dat Jesus 'n maagd was? Waarom lê hy daarop soveel klem? Wel, hy sê dit self. Eerstens, om die profesie uit Jesaja 7 vers 14 te vervul. Hy het 'n profesie vervul. Uit Jesaja 7 vers 14, kyk, die Ou Testament was mos in Hebreëus geskryf. Die Ou Testament was in Hebreëus geskryf. Maar later van tyd, toe Grieks die wêreldtaal begin word het 'n klomp Jode gaan sit en het hulle die Ou Testament vertaal na Grieks toe. Dis die oudste vertaling wat daar is van die Bybel, van die Ou Testament. Dit is die sogenaamde Septuagint of die LXX. Jy kan hom vandag nog aanlyn lees. En daai Jode het in Jesaja 7 vers 14 'n interessante ding gedoen. Hulle het die Hebreëse woord wat eintlik jong vrou beteken het, hulle gaan verander na maagd. Die Hebreëse woord kan ook maagd beteken, maar dit kan ook jong vrou beteken. Maar die Joodse vertalers het so 'n bonatuurlike verwagting gehad en 'n verstaan gehad van die Messias se koms, dat hulle dit gaan vertaal het met die woord in Grieks parthenos, wat beteken maagd. En Matteus kyk na daardie Griekse vertaling en dan sê hy, daar's dit, daar is dit, daar's dit nou. Die Heilige Gees het daai Jode, daai vertalers so gelei dat hulle daai woord met maagd vertaal het. En hier is dit nou, vervul in Jesus se koms. En onthou, Jesaja het 700 jaar voor Christus geskryf. Dis nie 70 jaar nie, 700. Die tweede rede hoekom daar so baie klem gelê word op die maagd hier deur Matteus is om te wys dat verlossing nie uit die mens kom nie. Verlossing kom nie uit die mens nie. Nie Josef of Maria kon hierdie kind voortbring nie. Punt. En so sê Johannes 1:13, kan 'n verloste kind, jy kan ook nie 'n verloste kind van die Here word uit die wil van die mens nie. Jy moet uit God gebore word. Want dit is hoe Jesus self gekom het. Uit God. Jesus het uit God gekom. 'n Nuwe skepping wat God bewerk het. Soos wat Jesus uit God gekom het in daardie geboorte, so kom die sondaar uit God gebore en word 'n kind van die Here. Jy kan dit nie self vermag nie. Die derde rede waarom hy baie klem lê op die maagdelike geboorte van Christus
is om te bevestig, en dit is verskriklik belangrik, is om te bevestig dat die Here Jesus sonder sonde en sonder enige koneksie met die sondeval was. Josef moes uitgeskakel word. Daar kon nie 'n lyn loop van Jesus af terug na Adam toe, terug na die sondeval toe nie. Psalm 51 sê, in ongeregtigheid is ek gebore, sê Dawid. Dit is van alle mense waar. Elke gewone kind word in ongeregtigheid en sonde ontvang. Maar hierdie kind is ontvang uit die Heilige Gees, heilig, vlekkeloos en sondeloos. Hebreërs 4 vers 15 sê, dat hy in elke opsig versoek is, dit weet ons, maar sonder sonde. En dit was noodsaaklik dat dit so moet wees, anders hoe anders moes hy 'n verlosser vir homself nodig hê. Dan kon hy nie ons verlosser wees nie. Dit was noodsaaklik dat hy sonder sonde en sonder enige koneksie moes wees met die sondeval. As Jesus ontvang sou wees na aanleiding van gewone menslike voortplanting, dan sou hy 'n offer vir homself nodig gehad het. En dan kon hy nie die volmaakte offer vir die sondes van sy mense uit die mensdom wees nie. Kan almal dit verstaan? Dis nie 'n bysaak hierdie nie. Daar is ouens vandag wat sê, ag man, hierdie hele ding van die maagdelike geboorte is nie so belangrik nie. Dit is jy hoef dit ook nie so te glo nie, want dit maak nou nie 'n verskil aan jou saligheid nie. Ek verskil 100% van daai standpunt. Dit maak 'n absolute verskil aan die evangelie. En ek hoop almal in die kerk kan dit verstaan. Dis nie 'n bysaak nie. Dis 'n fondamentsteen van die verlossing. As die Here Jesus net volgens menslike normale voortplanting ontvang sou gewees het, dan was hy net maar nog 'n sondaar soos alle mense wat selfverlossing sou benodig, en sou dit vir my, sou dit vir u sonder hoop gelaat het. Kan jy sien, as die duiwel kom deur die liberale teologie, want dis dit. As die duiwel deur die liberale teologie kom en hy haal die maagdelike geboorte van Christus uit die evangeliebeskrywing uit, kan jy sien dat hy laat jou eintlik sonder hoop op die einde van die dag. Maar hy sê dit nie. Hy sê, nee broer, nee suster, dit maak niks verskil nie. Wel, ek hoop nie daar is iemand wat na hierdie diens dit nog sal glo nie. Verwerp die liberale teologie met alles wat in u is. Verwerp dit. Jy sal nooit 'n liberale teoloog word deur net jou Bybel te lees nie. Jou Bybel sal nooit van jou liberaal maak nie. Jy moet dit by die teologiese skole leer. Dan word jy dit. Maar jy gaan dit nooit uit jou Bybel word nie. Jou Bybel gaan altyd van jou 'n behoudende, fundamentele, skrifbehoudende mens maak, as jy net jou Bybel lees. Amen. Hey, is dit nie waar nie? Ek het nou net vir John MacArthur aangehaal terloops. Omdat hy die ewige seun van God is, omdat Jesus die ewige seun van God is, het hy ons menswees kom aanneem. Sonder om self sonde te hê. Prys die Here. Hy kon nie, want daar was nie 'n band tussen Josef en die sondeval nie. Die feit dat Josef uitgeskakel is, het dus impliseer dat Jesus nie gebore is uit die menslike linie wat terugloop tot by Adam nie. Maria was as het ware net soos jy kan sê die koevert waar binne die Heilige Gees, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, Jesus kom deponeer het. Die Heilige Gees het vir Jesus uit die ewigheid gebring, menslik gesê, die Bybel sê nie so nie, ek sê so. Die Heilige Gees sê die tweede persoon, hy is die derde persoon van die drie-eenheid. Hy het volgens die eerste persoon van die drie-eenheid, die Vader se wil, se raad, het die Heilige Gees vir Jesus uit die ewigheid uitgebring en haar in die koevert kom deponeer. Dis Maria. Josef moes uitgeskakel wees.
En Maria was die instrument in die middel waardeur hierdie hemelse geskenk gestuur is. En beide was uit Dawid se geslag. Was vir Josef moeilik. Jy kan vir jouself dit indink. Hierdie Bybel sê, hierdie teks sê vir ons dat Josef was die Kaios, hy was 'n regverdige man. Dit beteken hy het God se wil in die Torah ernstig opgeneem vir sy lewe. Hy was 'n vrome man. Maar hy einste wet wat hy so lief gehad het, sê in Deuteronomium 22 vers 23, dat Maria en wie ook al sy by swanger geword het, nou met klippe doodgegooi moet word. Dit was Moses gesê het, want sy was onteer en sy was verloof. En sy was nou, volgens menslike waarneming, was sy nou buiteegtelik swanger. Josef weet dit, maar hy sê, ek gaan haar nie tot 'n skande maak nie. Ek gaan haar nie tot 'n skande maak. Broers en susters, enige seksuele verhouding buite die wettige huwelik tussen 'n man en 'n vrou is sonde. Dit is sondig. En dit word deur die wet van Moses reeds veroordeel. En waar daar 'n swangerskap kom, sê Moses, moet daar steniging wees. En Josef wou dit ten alle koste verhoed. Dit was 'n skande gewees. Dink aan, want hy's totaal onskuldig. Dink aan, en Maria is totaal onskuldig. Dink aan hierdie man se innerlike, wat wil jy dit noem? Stryd, nood, lyding. Hy's in 'n stryd. Dis nie 'n maklike pad nie. Die pad van gehoorsaamheid is nie 'n maklike pad nie. En hoe toe los God dit op? Deur sy woord na Josef toe te stuur, deur 'n engel wat in 'n droom vir hom kom sê, hoorie, Josef seun van Dawid, wees nie bevrees, moenie bang wees om Maria vir jou, by jou as vrou te neem nie, want onthou verloof was nog nie getroud nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En wat doen Josef? Hy gehoorsaam God. Dink hoe moeilik moes dit wees. Hy gehoorsaam God. Hy gehoorsaam God. En sê die engel ook, en Josef, jy moet hom die naam Jesus gee, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos, wat die evangelie in een sinnetjie is. Sy naam is Jesus, soos ek gesê het, Joshua, net in die Grieks. Yahweh red, dis wat Joshua beteken. Yahweh, daaroor het ons gepraat oor daai naam paar Sondae gelede. Yahweh red, of Yahweh is verlossing. Dis wat Jesus beteken. Maar hierdie nuwe Joshua gaan sy volk in 'n baie groter land inlei, die koninkryk van die hemel. Sy taak is nie om die Romeine te verdryf soos die Jode gedink het nie. Sy taak is nie om vir Israel polities groot te maak nie, maar om sy volk van hulle sondes te verlos. En daai woord verlos so staan in die oorspronklike taal in 'n aanhoudende aksie. Met ander woorde, hy sal voortdurend lewenslang aanhoudend red. Hy red nie net eenmal van die skuld nie, hy hou aan. Hy hou sy kind vas. Hy handhaaf sy verlossing, niemand kan jou uit sy hand ruk nie. Die Jode het gedink hulle grootste gevaar is hierdie Romeine. Hierdie Romeinse onderdrukking is hulle grootste gevaar. Nee, die dood en die oordeel en die ewige helse straf wat sonde veroorsaak is jou grootste probleem. Maar hy sal verlos, sê die engel. Daar's geen twyfel nie. Hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En wie is daardie volk? Wel, Matteus wys vir ons, dis nie net die Jode nie, dis nie net Israel nie, dis ook nie Jode, dis ook nasies. In Matteus 28 sê Jesus, gaan en maak disippels van al die nasies. Maar hy red nie alle mense van alle nasies nie. Hy red sy volk uit alle nasies. Hy het mens geword, hy het aan die kruis gesterwe, niemand het so in die algemeen vir alle mense nie, maar hy het gefokus, doelgerig, spesifiek vir sy volk gesterf. Wat niks met etnisiteit te doen het nie,
Maar dit wys, hierdie volk wys op almal wat die Vader voor die skepping reeds aan Christus gegee het as bruid, om te kom verlos. En hulle kom deur die eeue, kom hulle almal uiteindelik tot ware geloof. Vir hulle het hy mens geword. Vir hulle het hy aan die kruis met die Vader versoen. Hulle word in die tyd deur die Heilige Gees geroep na Jesus toe. Wat 'n waarheid! In die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 2, dan bid Jesus tot die Vader, dan sê hy, Jesus bid tot die Vader, dan sê hy, U het aan my gesag gegee, Vader, oor alle mense, om die ewige lewe te gee aan almal wat U my gegee het. En in vers 6 sê hy, ek het U naam bekend gemaak aan diegene wie U my vanuit die wêreld gegee het. Hulle was U sin. Hoor daar, hulle was U sin en U het hulle aan my gegee. Ek bid nie vir die wêreld nie, Vader. Ek bid vir diegene wat U aan my gegee het, want hulle is U sin. This is the gospel. Jy sien, kyk, hier is die ewigheid. Hier is die ewigheid. Daar was nog nie 'n skepping nie. Hier is die ewigheid. In die ewigheid het God 'n raadsplan gestel, hè? Right? Almal reg? In die raadsplan het hy besluit om uit almal wat op die aarde gaan kom, om 'n bruid aan sy seun te gee. Hy gee, die Vader gee bruid aan sy seun. En toe kom die skepping eers. En toe kom die sondeval eers. En toe begin die hele geskiedenis soos wat ons hom ken. En soos die geskiedenis kom en Adam en Eva en al die mense op die aarde, kom daardie bruid wat die Vader aan die seun gegee het. Kom hulle stuk vir 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 stuk, kom hulle tot geloof. En daar in sy raadsplan het God besluit ook dat hy vir Jesus, die tweede persoon van die drie eenheid, gaan hy gee om hierdie bruid te versoen met homself. Dit het op die kruis gebeur. Jesus kom op die kruis om daar die bruid daar te versoen met die Vader, en hy vaar op na die hemel. En hier is die Nuwe Testament nou. Hier is die Nuwe Testament. Dis die tyd waar ons is nou hier rond. Jy weet ook nie waar nie. Iewers op die lyn is ons nou. En nou kom die Heilige Gees. En hy roep nie alle mense nie. Hy roep sommige na hierdie Jesus toe. En dis die bruid. En uiteindelik, eendag, na die volëinding, daar by die skerm, gaan daar 'n hemel vol mense wees. Wie gaan dit wees? Kan jy sien die bruid wat God hier aan die seun gegee het? Sien jy aan die einde van die Bybel hier in die Nuwe Jerusalem? Kan jy sien? Sien jy waaroor gaan die geskiedenis van die mens? Daar gaan eendag na die volëinding 'n hemel vol mense wees. Wie gaan dit wees? Gaan hulle wees wie die Vader voor die skepping. Verstaan jy hoekom Jesus in Johannes 17 sê, die wat U vir my gegee het, was U sin. Sien jy hoekom sê hy, hulle was U sin. Dit verwys na die bruid wat God voor die skepping reeds gegee het. As mense in die wêreld, ek lees gister op Facebook dat hulle sê, daar kom 165.000 mense per dag tot redding. Ek dink nie dit kan so baie wees hier. Ons moet al die valsbekerings aftrek. Kom ons maak dit 80 of 60 of 70 of 80.000 met 'n miljoen mense, of is dit nou 1000, 165.000, ja. So kom ons maak dit 80.000 per dag. Ek het nou gesê 'n jaar, is nie 'n jaar, is 'n dag. Kom ons sê daar kom 80.000 mense per dag, roep die Heilige Gees uit die nasies uit. Sien jy hoekom moet jy en ek 'n sielewenner wees? Moenie moedeloos raak nie. Vriende, as daar iemand is wat rede het om moedeloos te word, is dit ek. Moenie moedeloos word nie. Hou aan om siele te wen. Daar kom 80.000 per dag kom in.
Moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word nie. Jou sukses op jou evangelisasie is hierdie wete wat jy het. Daar's mense wat die Heilige Gees na Jesus toe gaan bring. Hy gaan, want hulle is klaar daar. Jy weet nie wie dit is nie. Jy saai die saad aan almal. Maar die Heilige Gees roep die wat hy wil. Hulle was reeds die Vader se. Hulle word aan die ewige Seun gegee. Hy kom vir hulle na die aarde om hulle sondes aan die kruis vas te hamer en hulle volkome met die Vader te versoen, en die Heilige Gees roep hulle in die tyd, roep hy hulle onweerstaanbaar, roep hy hulle tot geloof, en hy hou hulle vas, hy bewaar hulle, hy heilig hulle, tot hulle uiteindelik op die nuwe aarde is. En daar gaan die volle bruid wees wat God aan Christus gegee het. Daar sal nie een nie daar wees nie. Jesus is nie uit Maria gebore om alle mense op die aarde van hulle sondes te red nie. Die teks sê, hy is uit Maria gebore om sy volk van hulle sondes te red. Wanneer 'n mens hierdie waarheid hoor, baie min mense hoor dit, ek waarborg u, maar wanneer hierdie waarheid behoorlik gehoor word, dan het dit 'n uitwerking op die kinders van die Here, en dit maak jou onbeskryflike troos wat dit jou gee, as jy 'n kind van God reeds is. Het gee vir jou 'n vreugde, om te weet hoe die Heiland in Maria se skoot was, het hy alreeds my naam geken, hy is met my naam na daai kruis toe, my saligheid is vas. Maar nou kry jy ook mense wat deel is van die bruid, maar hulle het nog nie tot redding gekom nie, en hulle hoor hierdie waarheid wat ek nou verkondig, hulle hoor dit, en dan, wat gebeur met hulle? Hulle begin sweet, hulle begin ongemaklik raak, hulle begin bewerasies kry, hulle raak angstig, en sê, maar hoe kan ek seker maak, dat ek deel is van die volk, vir wie Jesus van hulle sondes kom bevry het? As 'n mens so na my toe kom, dan weet ek, die Heilige Gees katrol hom in. En hoor hier, ek wil vir u sê, is die Heilige Gees wat so in jou binneste woel. Miskien is dit u, miskien kyk jy aanlyn, miskien luister jy hier na hierdie boodskap. Ek wil vir u sê, as dit u is, dis die Heilige Gees wat in die binneste woel en weerskaf, want hy is besig om vir u na Christus te trek, en hy gaan nie rus voordat hy nie die proses voltooi het nie. Jona het gedink hy kan weghardloop vir God se roeping. Weet jy wat? God het hom gehaal daar, teruggebring. Maar jy kry ook mense wat nie tot die volk behoort nie. So 'n persoon sal glad nie gesteurd voel wanneer hy hierdie woord hoor nie. Hy is nie word nie soekend nie. Hy sweet nie. Hy kry nie bewerasies nie. Hy's net houtgerus en fluit. Mense wat verlore is, het geen probleem daarmee. Hulle wil nie gered word nie. Hulle is baie gelukkig met hulle lewens. Maar 'n mens wat verontrus word, dis 'n teken van die Heilige Gees wat vir jou trek. Het dit al met u gebeur? Kan u vanmôre sê, wie het nou die dag vir my gesê, ek wil in die kerk opspring en uitroep. Toe sê ek, maar broer, doen dit. Dit was nie jy nie, Elliston. Maar miskien moet ons dit slag doen. Ja, jy weet, as die prediker praat, en ek weet waarvan hy praat, want ek het dit proefondervindelik beleef. Man, hoorie, dit is nou 'n ding waaroor, dis 'n ding waaroor jy kan bly raak. Ten slotte, eintlik die hoogtepunt van hierdie hele gedeelte is die woord Immanuel. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, wat beteken God met ons. Is nie wonderlik nie? Die woord het vlees geword en onder ons kom woon, onder ons kom tabernakel opslaan, kan jy amper sê, is eintlik wat dit beteken.
Die tabernakel en tempel in die Ou Testament was mos die sentrums van God se teenwoordigheid, maar nou is Jesus self die tempel. Dis waarom ek nie kan verstaan nie. Ek kan nie verstaan hoe Nuwe Testament Christene weer soos Jode wil word nie. Ek kan dit nie verstaan nie. En hulle blaas maar sy woe, en hulle hou die feeste, en hulle jol daar, en die, wat het ook al alles mag wees, en hulle sê, en God gaan die tempel weer in Jerusalem bou, daar waar die dome, die groot, wat is het dome, die ding staan, daar gaan die tempel kom weer daar, en ons kan nie wag vir die dag nie. Liewe vriende, dis alles in Christus reeds vervul. As jy Jesus ken, het jy die volle vervulling van al daardie goed alreeds. Jy het dit alreeds. Daar's 'n baie beter tempel. Daar's 'n baie beter tabernakel. Dis hy wat die teenwoordigheid van God in jou lewe vergestaal. Maar nou weet ek uit ondervinding, jy kan met hierdie mense praat en praat en praat. Dit maak nie aan hulle bloue duit nie, hulle is oortuig. Hulle het nog nooit Galasiërs gelees en Hebreërs gelees nie. Die betekenis van Immanuel gaan dieper as net 'n naam. Dit is dit beteken God het letterlik in vlees onder ons gekom. Nie enige God nie. Matteus gebruik die bepaalde lidwoord, Hotheos. Dit beteken die God. Die enigste ewige, enige ware lewende God. Het bene vlees tussen ons kom word. Dit beteken dat die waaragtige kind van die Here is nooit weer alleen nie. Nou dat Immanuel gekom het, jy's nooit weer alleen nie, want Immanuel is vir jou genoeg. Wanneer u en ek alleen voel, onthou, hy's met jou. Wanneer jy sterwe, onthou, hy's met jou. Hy's met jou. Wanneer die gemeente verdruk word, onthou, hy's met ons. Hy's 'n ewige belofte wat die vrees vir die toekoms, wie het dit nie? Die onsekerheid van die hede, wie het dit nie? Die pyn van die verlede, wie het dit nie? Is daar enige iemand in hierdie kerk wat daai 3 goed nie het nie? Wie's dit? Ek wil nou weet. Ek kan nie my hand opsteek nie, want ek het dit. Jy vrees die toekoms. Jy is onseker oor vandag. Jy het kwellings uit gister. Maar as Immanuel in jou is, dan sit Immanuel al daai goed in die lig van sy teenwoordigheid. Het jy geweet wat is die teksvers waarmee ek destyds weermag toe is, voor ek op die vliegtuig geklim het? Sal nie sê hoe lang terug nie. Hebreërs 13 vers 5. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit los nie. Dit is Immanuel. Ek kom weer sê, wie kan onthou waar staan hy? Hebreërs 13:5. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Verstaan u hoekom die gedeelte wat ons vanmôre bedien nie 'n mooi storie is vol Kersfeesliedere net vir Desember maande nie. Dit is nie. Dis die grondslag van alles. Jesus is waarlik God en waarlik mens, verenig in een persoon. Sê almal hardop saam met my op die telling van 3. Nou moet jy hard praat. Wat ek nou vir hierdie wat ek sommer nou afgerammel, ek het dit afgerammel. Maar wat ek nou hier afgerammel het, is 'n baie belangrike konklusie wat die kerk van al die eeue gemaak het en ons belydenis van die ware kerk.
van al die eeue is dit. Op die telling van 3, 1, 2, 3. Jesus Christus, harder. Jesus Christus, nog harder. Jesus Christus is waarlik God en waarlik mens verenig in die een persoon van Christus. O, laat ons hom aanbid en hom vertrou en gehoorsaam. Daar is geen ander naam onder die hemel gegee waardeur ons gered moet word nie. Net die naam Jesus. Handelinge 4:12. Amen. Ons gaan bid. Kom ons bid net 'n kort woord. Here, mens moet ook, as jy hierdie gedeelte lees, moet jy sê, my denke verstar, my mond bly stil, my mond swyg. Want ons kan dit nie deurgrond nie, maar ons kan dit glo. Dit kan ons doen. Ons kan ons lewe daarop bou. Dit kan ons doen. Ons dankie dat hierdie belofte van die engel ook vir ons is. Jy sal hom Jesus noem, want hy sal sy volk red van hulle sondes. Ons dankie vir die vrede en hoop wat ons in hierdie naam mag vind. Vul ons harte, Here, met blydskap, omdat U in ons lewens kom werk het. En as daar iemand is in wie se lewe U nog aan die werk is en roep en trek, bid ek dat daardie persoon tog mag kom. Here, help ons loof U en eer U vir al die werk wat U in en deur ons doen. In Jesus Christus se naam. Amen.